Goeiemôre, liewe gemeente. Welkom vanoggend hier waar ons as gelowiges saam is om in die teenwoordigheid van die Here te kom en hom te eer, te loof en te prys. Kom ons raak stil voor die Here. Here, as niks wil uitwerkie, as dit voel of alles verkeerd loop, en ek sit in 'n penarie, in 'n moeilike situasie, en ek vra in sulke tye, waar gaan ek uitkoms kry? Dan weet ek, U is die een wat my help. Here, dankie dat U so lief is vir ons. Jesus, dat U bereid was om in ons plek aan die kruis te sterf. En dat U in die regterhand van God sit. En wanneer dinge moeilik en swaar gaan, en wanneer dit goed gaan, dat U pleit vir ons, dat ons gehoorsaam aan U sal bly. Amen. Liewe gemeente, die Jesus wat opgestaan het, wat in die regterhand van God sit en vir ons pleit, hy kom vanoggend en hy groet vir u wanneer hy sê, my genade, my vrede, my krag, sal met julle wees en bly. Dink bietjie daar, broer en suster, die lewende God, hy kom groet u met seën, met vrede. Ons raak baie keer so half gewoond, ja, maar ons hoor dit elke Sondag, het gaan maar, ons raak so gewoond daaraan. Dis 'n almagtige, kragtige ding, dat die Here ons vul en seën met vrede en krag. Broers en susters, ek glo die boodskap vir die Here vanoggend met ons wil deel. Met my en met julle. Is wat hy met julle wil deel. Ek wou eintlik oor iets anders gepreek het. 'n Ander boodskap gebring het. Toe sê die Here vir my, nee, die boodskap moet jy bring. So ek glo regtig die Here, werklik die Here gaan vanoggend met elkeen van ons praat, dat ons duidelik kan hoor wat hy vir ons wil sê. Ek wil vra, kom ons raak nou stil en ons bid saam, dat die Here ons sal help. Dat julle nie vir my sal hoor, en ek sal verdwyn. Dat God sal verskyn, en julle God sal hoor praat in julle harte. Kom ons bid saam. Here, in elkeen van ons se lewens is daar klomp dinge wat heeltyd ons aandag wil wegtrek van U af. En Here, die duiwel bring ook baie dinge in ons pad, om ons laat struikel, en ons fokus van die afdaal, of ons sê maar, weet ons moet self probeer, of ons moet die of daai doen. Jesus, dankie, dat U aan die kruis gesterf het. Dankie, dat ons opgestaan, dat ons nou kon sing, U is die verreëse Heer, U het opgestaan. Jesus, ons het 'n verhouding met U. Ons kom nie net kerk toe, uit gewoonte nie. Ons kom na die erediens, want ons 'n verhouding het met U. Want Jesus, ons weet,
Ons het dit nou gesing. Ons weet, ons het verklaar, U kom eendag weer terug. Terug om U kinders te kom haal. Here, wat 'n wonderlike hoop, wat 'n wonderlike toekoms wag daar vir ons. Here, hier is baie dinge in hierdie lewe wat ons dalk mag frustreer. Wat uitdagings is. Maar dankie dat ons 'n ewige hoop het. En Here, help ons, elkeen van ons, om met 'n ander lewensuitkyk te leef. 'n Lewensuitkyk wat sê, maar dit gaan oor meer as net die. Here, ons gaan vanoggend daar praat dat U wil vir ons sê, daar is niks wat in hierdie lewe gebeur wat toevallig is nie. U is in beheer. U werk met 'n plan. Here, help ons om dit vanoggend te hoor. Here, ons gaan ook praat dat Here, ons het dit nou al van die Onse Vader gesing. Ons moet vergewe. Soos U ons vergewe. Want Here, as ons nie vergewe nie, is daar 'n verskriklike stelling wat U maak in die woord. Dan gaan die Vader nie vir julle vergewe nie. En dis 'n vreesaanjaende gedagte. Te dink dat U ons nie sal vergewe nie. So Here, help ons om alles wat ons nou in ons gedagtes is, wat ons aandag van U af kan wegtrek, voor U neer te lê. En Here, wanneer ons vanoggend uit hierdie kerkgebou uitstap, dat ons kan sê, die Here, die lewende God, het met my gepraat. Hy het my hart aangeraak. En help ons, Here, dat ons sal uitgaan en ander sal gaan leef as mense wat gesê het, die Here het my aangeraak. Kom praat vanoggend met ons en help ons om U stem duidelik en helder te hoor. Nie ander stemme nie, U stem. Dit bid ons in Jesus naam, want Here, in U naam is U onmoontlike moontlik. Help ons om uit te gaan en gehoorsaam aan U te gaan leef. Amen. Broer, suster, ons ken vir Josef. Ek het nou 'n klomp prentjies daar opgesit. Om af te sê, maar dis dinge wat met Josef gebeur het. Nou Josef se verhaal loop van Genesis 37 tot by Genesis 50. In die verhaal illustreer God dat hy beproewings gebruik om lewens te red. Hy illustreer aan ons die krag van vergifnis. In Josef se verhaal leer ons dat God besig is om sy werk te doen in alles wat gebeur. Want Josef, broer en suster, Josef was wat Jakob en Rachel se jongste seun, sy enigste seun op daai stadium. Nou Jakob het eintlik vir Josef al so 'n bietjie voorgetrek, hy het hom so mooi kleed gemaak. En dit het nou gemaak dat Josef nie baie gewild was by sy broers nie.
En dan boonop het hy nou gekom en hulle vertel van die drome wat hy gedroom het, dat hulle vir hom gaan buig. Weet, dan kan ons geredeneer, ja, maar miskien was Josef so bietjie verwaand toe hy hierdie drome gaan vertel het. Dat sy broers vir hom gaan buig. Nou goed, daaroor sê die teksgedeelte vir ons niks. Die Bybel sê niks daaroor nie. Ons weet nie met watter gesindheid Josef dit met sy broers gedeel het nie. Maar nou het Josef se broers baie jaloers op hom geraak. En hulle besluit maar ons gaan hom doodmaak. Toe gooi hulle in 'n put. En toe sê, ek dink Juda het gesê, nee man, ons moet nie doodmaak nie, hier kom slawe aan daar verby, kom ons verkoop hom. En toe het Josef beland in Potifar, die farao se huis. Weet nou, die hele tyd was Josef ek nog gewonder het, wat het van al die drome van my geword? Hierdie drome wat ek gedroom het, dat mense voor my gaan buig. Maar nou, toe die Here het hom geseën, in Potifar se huis was hy baie suksesvol. En die Here het hom geseën, maar Josef was so half 'n aantreklike mannetjie. En toe het Potifar se vrou by hom gaan lê, en Josef sê, nee, kyk, ek wil die Here dien. Ek wil gehoorsaam wees aan die Here en net weggehardloop. Net so kantnota, dis wat ons moet doen as ons vir versoekings te staan kom. Ons moet nie gaan redeneer, ja, maar ons moet dadelik opspring en weghardloop van versoekings af. Maar toe bly Josef se kleed agter. En die vrou gaan beskuldig hom toe vals, die Potifar se vrou. En sê, ja, maar Josef het by haar aangelê, terwyl dit andersom was. En toe beland Josef in die tronk. Maar weer in die tronk het die Here vir Josef geseën. Nou die skinker en bakker het droog gemaak en hulle het in die tronk beland. Die farao se skinker en bakker. En hulle het drome gehad, Josef het drome uitgelê en hulle drome het waar geword. En toe sê Josef, man, as julle nou weer in julle posisie herstel is, onthou vir my. Maar hulle het vir hom vergeet. Hoor, die bakker is doodgemaak, maar die skinker het van hom vergeet. En toe eendag, hier droom die farao 'n klomp drome. Maar nie een van sy wyse manne kon die drome uitlê nie. En toe skielik onthou die skinker, ja, maar van Josef, wat sy drome uitgelê het. En hy vertel die farao van Josef. En die farao laat Josef kom en Josef sê, maar ek kan dit nie doen nie, maar my God kan dit doen. En God het toe vir Josef gewys wat gaan gebeur, daar gaan 'n groot droogte kom. En hulle moet begin koring opgaar vir hierdie groot droogte wat gaan kom. Dan die hele Midde-Ooste gaan daar 'n groot droogte wees. En toe het die farao besluit, alright, ek stel jou Josef as opsigter aan. Jy is in beheer van hierdie koring opgaar. Julle situasie, jy is in beheer daarvan. En soos God besig, maar hy was besig met Josef. Want kyk, Josef was dalk bietjie verwaand. Dit was dalk goed in sy lewe wat eers weggekappe uitgesny moes word. So die Here was ook besig in die hele proses om Josef te vorm vir die taak wat hy vir Josef het. Maar nou, toe gaar Josef nou koring op. Maar as nêrens koring nie, behalwe daar in Egipte. Dis die enigste plek in die hele Midde-Ooste waar 'n koring is. En toe het Jakob gehoor daar in Israel, hy hoor maar daar is koring in Egipte en hy stuur die broers na Egipte toe om koring te kry. Want daar was geen voer vir die diere nie, daar was geen kos vir die mense nie. Daar was droogte. Dit het sleg gegaan. Nou kom ons by die gedeelte wat ons gaan lees in Genesis 45. Die eerste 10 verse. Toe Josef sy broers openbaar het wie
hy is. Nou sy broers daar gekom en hulle het 'n koring gesoek. Maar sy broers het hom nie erken nie. Hulle het nie geweet wie hy is nie. Hulle het nou laag voor hom gebuig, soos hy gedroom het. Het hulle laag voor hom gebuig en gesê, maar ons, asseblief meneer, kan ons koring kry. En toe, hier by Genesis 45 lees, soos Josef kon homself nie langer bedwing vir die mense wat hom bedien het nie. Hy het almal beveel van hom weg te gaan. Daar was nie van die wat hom gedien het nie. Nie een by hom, toe hy aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil, dat die Egiptenaars en die mense in die Farao se paleis dit gehoor het. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef. Leef pa werklik nog? Sy broers kon nie antwoord nie. Hulle was te bang vir hom. Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef. Julle het my verkoop en ek is na Egipte gebring. Maar, julle moet nie sleg voel of bang wees, omdat julle my verkoop het nie. Want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Dit is nou maar die tweede jaar van hongersnood in die land. Daar is nog 5 jaar voor, waar daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur, om vir julle 'n oorblyfster in hierdie land te laat oorbly, om julle aan die Here in die lewe te hou, sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstel as die Farao se raadgewer en is bevelhebber oor sy huis en is regeerder oor hele Egipte. Gaan dadelik na pa toe en sê vir hom, so sê pa se seun Josef, God het my aangestel as regeerder oor hele Egipte. Kom na my toe, moenie talm nie. Kom, bly in die Gosen streek. Dan is pa naby my, pa en pa se seuns en kleinseuns, die kleinvee, die grootvee en alles wat pa besit. Dis Josef en sy broers, kyk, daar was ons nou in die Farao se, daar wil hulle by die koring kom haal het Josef sy broers vergewe. Hy het die keuse gemaak om sy broers te vergewe. Broers, hoe werk versoening? Dit is nou as twee partye kwaad is vir mekaar. Hoe maak jy dat die saak weer regkom tussen die mense? Hoe maak jy dat die strydbyle begrawe word? Want as ek 'n byl in my hand het en ek kom na jou toe, met die byl kan ek jou baie seer maak. Of as jy byl het, jy kan my baie seer maak. Ons moet by versoening uitkom. Hoe gaan ons die strydbyle begrawe? Soos Josef en sy broers die strydpyle begrawe het en mekaar omhels het. Hoe gebeur dit? Anders gestel. Hoe kry mense dit reg om iemand, 'n broer sê nou moet jy mooi luister. Ek net so klein dinge kan jy doen. Ja, sê my ek loop in jou vas. Ja, dit is maklik om jou my daarvoor te vergewe. Maar hoe kry mense dit reg? As iemand jou diep seer gemaak het. Hoe kry mense dit reg? Om iemand te vergewe. Om die strydbyle te gaan begrawe. Hoe kry ons dit reg? Om God te bly vertrou. As dit voorkom of alles verkeerd loop. Om God te bly vertrou as hy lyk of niks wil uitwerk nie. 'n broer, suster, as dit ek was. Ek sou nou wel gehad het.
weet, voor Josef en sy broers gesê het, luister, ek vergewe julle, dit is ek spreek julle vry. Ek sê nou gehad dat hulle moes nou eers ietsie sê. Hulle moes nou eers sê, luister, man, ons is jammer oor die seer wat jou aangedoen het, en wat ons droog gemaak het, jou lewe in mekaar gekrap het, ons is verskriklik jammer daaroor. Want hy het sy broers vergewe, sonder dat hulle skuld bely het, sonder dat hulle gesê het, hulle is jammer. Eers in hoofstuk 50, ons nou as ek hier nie begin, hoofstuk 42, eers in hoofstuk 50, na Jakob se dood, eers toe sê hulle, ons is jammer, sorry, ons is jammer. En dan vir ons werk versoening, werk nou nie heeltemal hoe ons dink oor versoening nie. Want ons voel, versoening en vergifnis, kom nou eers, as iemand kom sê, luister, ons is jammer, vergewe ons het 'n fout gemaak, en dan moet die sommer net so wees, nie? Ons sal dan weet, die berou is opreg. Dis nie 'n aangeplakte storie, dit kom uit die hart uit, hulle bedoel dit. Eers as iemand dit voorkom of iemand berou het, opregte berou, dan is vergifnis baie makliker. Dikwels as dit lyk of berou ontbreek, of mense dit nie, hulle bedoel dit nie werklik nie, is dit al moeilik om te vergewe. So dink ons, broers en susters, ook oor berou en vergifnis in ons geloofslewe. Baie mense sal sê, eers as ek my sondes bely, dan sal God my vergewe. Broers, ek dink ons dink verkeerd. Ons dink verkeerd oor vergifnis. Ons gaan nou later weer, nou bietjie verder in die boodskap, weer bietjie praat hieroor. Maar versoening, vergifnis, is genade. Dis 'n gratis geskenk. Dis nie iets wat jy kan verdien, deur op die grond te gaan rondkruip en te sê, hoe jammer en hoe spyt ek is nie. Want ek kan niks doen. My sondes is te groot, te veel. Ek kan niks doen om vergifnis by God te kry nie. God kom gee, skenk. Dis 'n geskenk wat hy vir ons kom gee, die vergifnis. Nou broers, dit is opvallend in hierdie verhaal, wat deurspek is met onreg en sonde, van die broers teenoor mekaar en teenoor Josef. Daar in die verhaal is nêrens skuldbelydenis en berou nie. Die verhouding tussen Josef en sy broers word nie herstel omdat hulle gesê het, ons is verskriklik jammer nie. Waar die verhouding herstel, is die feit dat Josef hier raak sien, dat die sonde wat hulle hom aangedoen het, in God se genade en liefde omgebuig word tot iets goeds. En op die einde het dit goed uitgewerk. Sonde het nie opgehou om sonde te wees nie.
Broer, as ons hierdie verhaal van vooraf weer gaan deurlees, besef jy net opnuut hoe erg, hoe hard die seer, die onreg is wat aan Josef aangedoen is. Ek sê weer broer, broer en suster, sonde bly sonde. Sonde is erg. Hoe verskriklik is my en jou oortredinge. Ons kan dit sien, dit is so erg, dat Jesus vir sy broers, vir sy susters, vir my en vir jou aan 'n kruis moes gaan sterf. So erg is sonde. Dit het die dood van Jesus gekos. Hoe kon Josef het reg kry om sy broers te vergeef? Al het hulle nie gesê, hulle is jammer nie. Hoekom wag Josef nie, tot hulle dit sê nie? En die geheim broer en suster lê vers 5 en 8 van Genesis 45. Maar julle moet nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Josef het skielik besef, maar God is in beheer. God kan, wat sleg is, kan hy ombuig. Dis nie julle wat my hierin gestuur het nie, maar God. Dit beteken nie hulle sonde hou op om sonde te wees nie. Die onreg wat hulle gedoen het, hou op om onreg te wees nie. Maar God gebruik wat gebeur, dat dit in die goeie uitwerk. Ons sien dieselfde sê Paulus, in Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles in die goeie laat meewerk, vir die wat hom liefhet, vir die wat volgens sy besluit geroep is, maar vir ons as mense is die begrip moeilik. Ons verstaan, die begrip is skrikkelik moeilik. God gebruik sleg ten goeie. God gebruik sleg ten goeie. Ons hou nie daarvan nie. Ons hou nie van die sleg nie. Josef probeer nie sê, julle het geen aandeel in my seer gehad nie. Maar hy sien God raak, wat groter plan het, wat groter is, as enige iets wat hulle hom kon aandoen. In God se hande, vir die kwaad wat hulle hom aangedoen het, word dit goed. Broers, ek gaan myself nou herhaal. Ek dink is belangrik dat ons dit moet hoor. Hierdie gedagte, hierdie aspek, dat God die kwaad ten goeie gebruik, is vir ons as mense moeilik om te snap en dan te berus. As ons verstaan en glo, my lewe is in God se hande, dan, dat hy
na jou kyk, dat hy vir jou sorg. Hoef jy nie so hard te beklei vir jou regte nie. Hoef jy nie oor jou eer te stres nie. Los dit vir God. Hy sal daarvoor sorg. Maklik? Nee. Maar dit is 'n keuse. Soos Josef die keuse gemaak het, is dit 'n keuse wat ons as gelowiges moet maak. In die opsig, broer en suster, is Josef 'n voorloper van Jesus. Jesus het nie gewag totdat hulle sê, ons is so jammer, ons spyker jou aan die kruis vas nie. Hy het aan die kruis gesê, Vader, vergeef hulle, hulle weet nie wat hulle doen nie. Selfs voor dit. En nou kom ek terug by die stelling wat ek gemaak het, dat ons verkeerd dink oor vergifnis. Dat baie mense sê, jy moet eers bely en dan sal God vergewe. Jesus word mens. Hy het vir ons kom sterf. Lank voordat ons besef het, ek het Jesus nodig. Lank voordat ek het besef het. Dit is net wat ek nou gesê het. Lank voordat ons besef het dat Jesus vir ons kom sterf. Want daar staan in Romeine 5 vers 8, dis waar ek nou wil uitkom. Daar staan in Romeine, ek praat myself vooruit. Daar staan in Romeine 5 vers 8, maar God bewys die liefde vir ons juis hierin, dat Christus vir ons gesterf het, terwyl ons nog sondaars, toe ons nog sondaars was. Jy het nie geweet. Jy het Jesus nodig nie. Toe het Jesus reeds vir jou gesterf. So wat maak ek? As my broer, my suster, my kwaad aan doen? Wat maak ons? As dinge gebeur, wat ons nie verstaan nie. Dalk in ons gemeente gebeur dinge wat ons nie verstaan nie. In ons persoonlike lewens is 'n uitdagings, dinge wat gebeur het ons nie verstaan nie. Wat maak ons? As ons hierdie gedeelte en die Bybel reg verstaan, beteken dit dat ek gelowig vir myself moet sê, in die God se hande sal hierdie seer en onverstaanbare dinge, al verstaan ek dit nie mooi nie, al kan ek dit nie begryp nie, tog op 'n verborgde manier vir my weewerk ten goeie. Jy sien hy man, hy dra swaar. Hy dra swaar. Die wete maak dat ons kan vergewe. Die wete maak dat ons in die geloof kan volhard, al is dinge swaar en moeilik. Al werk dit nie uit, soos ek graag wil hê, dit moet nie. Broer en suster, ek dink die probleem is dat ons so op ons eer en aansien ingestel is, dat ons ego
kom staan tussen ons en versoening. Tussen ons en om God volhardend te vertrou, as dinge swaar gaan. Dan gaan sit ons in 'n hoekie, en sê, arme ek kry myself so jammer, as iets met my gebeur, as dinge nie gaan soos ek graag wil hê, dit moet gaan nie. Dis maar menslik om te doen, maar broer en suster, dit is nie die Here se manier nie. Hy vra dat ons verder as ons self moet kyk. Dat ons God in ons lewens moet raak sien. Ek het net 'n gebid hier in die begin en gesê dit gaan oor 'n verhouding. Dit is ook om ons kerk te kom, want ons het 'n verhouding met Jesus. Kerk toe gaan my nie red nie. My verhouding met Jesus red my. Ek moet daai verhouding, God in my lewe, dit moet ek raak sien. In alle situasies, waar ek te nagekom word, wanneer ek swaar kry, wanneer ek sukkel, in elke situasie, moet ek God in my lewe raak sien. Raak sien, dat hy besig is, en besig bly met ons. Dit is soos 'n legkaart, soos 'n puzzle. God is besig om die stukkies oral se mekaar te laat pas. Ek verstaan dit nie, dit frustreer my dalk, maar God is besig. Hy bly besig met elke gelowige. Ondanks en selfs deur die seer, deur frustrasie. As ons dinge nie verloop, so ons graag wil hê, dit moet nie. Daarom, omdat ons weet God is besig, daarom vergewe ons. Daarom volhard ons in geloof. Dis wat Josef hier gedoen het. Hy kyk na alles wat gebeur het en hy sê, maar in God se hande, dit wat gebeur, eintlik goed uitgewerk. Broer en suster, mag die Here vir jou en my help om so te leef. Mag die Here vir jou en my help om te vergewe. Mag die Here vir my en jou help om volhardend te bly, glo en hom te vertrou. Ook wanneer dinge moeilik en swaar gaan. Dinge verloop nie soos ons graag wil hê dit moet nie. In die gemeente, in ons persoonlike lewens, mag hy ons help om te bly vertrou en te bly vergewe. Kom ons bid saam. Here, U het vandag so baie dinge met ons kom deel. U het my gebruik as 'n spreekbuis, maar U het met ons kom praat. U het met ons kom praat oor vergifnis. Dat ons 'n keuse moet maak om te vergewe, 'n keuse moet maak om U raak te sien, dat U besig is in ons lewens, dat U besig is om ons te vorm en te maak, en ons te bring waar ons meer geloofsvolwasse gaan wees. Here, ons het gehoor, het vir ons gesê, ons moet U bly vertrou, al verstaan ons nie wat gebeur nie, al verstaan ons nie wat aangaan nie. Here het vir ons baie beloftes in die woord in die Bybel gemaak. En baie keer voel dit so of hierdie beloftes
nie wil waar word nie. Maar so in Josef se lewe het ons ook gesien, dit vat 'n tyd. Maar op die regte tyd word die beloftes waar. Here, gee ons genade om soos U te vergewe. Gee ons genade om U te bly vertrou. En Jesus, dankie dat U vir ons kom sterf het. Lank voordat ons geweet het, ons het U nodig. Dat U in ons liefde bewys het. Lank voordat ons iets van liefde geweet het. Dankie vir U genade. Dankie vir U liefde. En Here, ons wil so gaan lewe. Nie om iets te verdien nie, maar omdat ons dankbaar is dat U ons vergewe. Omdat ons dankbaar is dat U besig is en bly in ons lewens. Omdat ons dankbaar is dat U werk met 'n plan. Dat U weet wat U vir ons beplan. U beplan vir ons voorspoed. U beplan vir ons 'n ewige lewe saam met U. En dit gee ons hoop. En dit gee ons moed om te vergewe en te bly vertrou. En Jesus, dan bid ons dat U ons daarmee sal help. Dat ons dit sal doen, so sal lewe tot eer van U naam.